vanoggend die naam om groot maak en ons wil U prys. En ons sal sê, ja Here, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Die een wat was en wat is en wat weer gaan kom. Heilige Gees, ons verwelkom U in ons teenwoordigheid vanoggend. Dankie Here dat ek weet U is hier by ons. Here, dankie dat ek weet U het 'n doel met elkeen vanoggend hierso. Here, ek bid nou, Here, laat U net sal kom en laat U ons sal kom vul met U Gees. Yes, Lord, let it rain in our hearts this morning. Let it rain. Yes, Lord, open the floodgates of heaven. Let it rain. Dankie, Jesus. Ons loof en ons prys U. Dankie, Here, vir die goedheid en die guns. Dankie, Jesus, dat ons weet U is in beheer. Amen. Môre kan jy sit lekker neem. Voordat ek begin, laat ek dalk net myself voorstel vir die wie my nog nie ken nie. Ek is Delarie Schubert, ek is daarby in Carletonville by die Volleys daar by Pastoor Wynand. My regterkant is my man Morney en my dogter Ankrie. En ja, saam dien ons maar die Here. Sy. Ek gaan oopmaak met die skriflesing in Hooglied 2 vers 15. En hierdie skrifgedeelte praat eintlik van 'n huwelik, né? Maar as hy begin hierson praat hy, of as toe ek nou hierdie ding gaan lees, ekskuus. En die week gebeur daar met my iets, en dan gaan julle nou vertel, maar, en toe ek dink aan hierdie ding wat met my gebeur, toe kom dit my op van, hoeveel klein goedjies is daar wat ek toelaat in my eie lewe, wat my lewe vernietig. Maar kom ons lees dit, Hooglied 2, vers 15, hy sê, vang julle vir ons die jakkalse, die klein jakkalse, wat die wingerde verniel, want ons wingerde staan in bloei. Kom sluit die oë. Here, ek kom nou vanoggend, Here, en ek bid, dat U ons ore sal oopmaak, om U woord te hoor, Here. Here, laat ons nie net sal luister nie, maar laat ons sal hoor wat dit is, wat U wil hê ons moet hoor. Here, ek kom nou en ek kom bind elke gees van rebellie, elke gees van kritiek, elke gees van siekte, elke ding wat ons wil laat lam maak in die gees, kom breek ek nou af, Here, en ek bid in die naam van Jesus, Here, dat dit nie ek sal wees wat praat nie. Here, maar dat U deur my sal werk, dat ek net hier voor sal staan, as 'n spreekbuis vir U, Here, gewillig in U diens, Here. Here, ek neem dit nie as 'n reg om hier voor te kan staan nie. Here, maar dit is my voorreg om hier te kan staan in U diens, Here. Ek neem dit nie van selfsprekend dat ek dink U gaan deur my werk nie, Here, en ek van selfsprekend dat ek hier voor net kan staan om 'n woord te bring wat dalk goed klink op die oor nie. Here, maar ek sien dit as 'n voorreg om regtig te kon staan voor U kinders, Here, en net 'n woord te bring vir iemand wat dit mag nodig hê in die naam van Jesus. Dankie, Here, dat ek weet U neem nou beheer en dat U by ons stil staan. In die naam van Jesus bid ek dit. In die Engelse vertaling in die New King James praat hy van hierdie ding. Hy sê, catch us the foxes. The little foxes that spoil the vines. For our vines have tender grapes. En voordat ek net gaan begin, wil ek jou vra, hoeveel van jou wingerde is in bloei? Bloei jou wingerde omdat dit bot, en of dit vrug dra, of bloei jou wingerde omdat dit besig is om ten gronde te gaan? En wat doen jy om daai wingerde te red? So ek ry in die week en ek het eintlik al maandag hierdie woord gekry terwyl ek kantoor toe ry. So gewoonlik oor naweke sal my man, goeie man wat hy is, sal hy kom en hy sal oor naweke of wanneer ook al in die motorhuis werk, sal hy seker maak dat my kar en Ankrie se kar reg is, pomp die bande, maak seker ons kan bestuur, weet, hy maak net seker dat alles in plek is. So 'n paar jaar terug, net so terloop, so 'n paar jaar terug, toe ek in 'n groot kar ongeluk en hy sê mos my, ja, ek wou net my kar ingeruil het en toe skryf ek hom nou maar af.
Maar net na dit moet ons nou vir my 'n kar soek en een van sy vriende, want ons besluit toe nou op 'n karretjie waarvan ek nou baie hou en een van sy vriende kom na hom en sê vir hom, "Maar hoekom koop jy vir jou kar nou hierdie kar? Koop net vir so 'n goedkoop dingetjie." En kyk net hoe getrou is die Here en dan toe ek hierdie woorde hoor, dis dit net vir my, ja Here, U wil ook net vir my die beste gee. Hy sê toe vir hierdie vriend van hom, "My vrou moet op hierdie paai bestuur. Ek kan nie vir haar net 'n karretjie gee wat net op genade op die pad is nie." En dit is presies wat die Here vir ons ook wil hê. Hy wil hê ons moet versorg wees. Die Here wil hê dit moet met ons goed gaan. Die Here wil hê dit moet hy wil vir ons die beste gee wat daar is. Maar ek dink partykeer is daar hierdie klein goedjies, soos hierdie klein jakkalse wat ons weerhou om regtig deur te breek na daai plek wat hy ons wil hê. So met 'n maandag ry ek werk toe en nou in gewoonlik want ek ry nogal vroeg werk toe en terwyl ek ry, is ek besig om met die Here te praat want behalwe dat ek bid voordat ek werk toe ry en ek spandeer my tyd met die Here. Partykeer is dit ook net so besig in die oggend is 'n gejaag en partykeer verslaap ons. So maar hierdie 40 minute wat ek werk toe ry, spandeer ek gewoonlik tyd vir die Here. In die oggende het ek daai gewoonte van ek kom gee net myself vir die Here oor. Want ek weet nie van jou nie, maar ek uit myself uit is niks nie. Ek is afhanklik van die Here vir elke tree wat ek gee. En in die posisie waarin ek is by my werksplek en selfs in die bediening, besef ek my Here, ek weet eintlik niks. As dit nie U is wat my aanstel in 'n plek nie, kan ek dit nie doen nie. Net soos as ek vanoggend hier voor jou staan, as die gees van die Here nie op my is nie, kan ek net so by die huis gaan sit. En ek kan dalk oor 'n televisieskerm die kerk kyk. Maar omdat ek weet God het 'n doel met my, maak ek myself leeg sodat gevul kan wees met die Heilige Gees. Maar hier bestuur ek toe nou en ek het eintlik vergeet, ek wou nou 'n ding saal gebring en ek gaan hierdie gebruik. So ry ek werk toe en skielik kom my kar se waarskuwingsliggie aan. Maar nou is ek besig met die Here te praat. En hierdie liggie kom aan en ek kyk so en ek sien tire pressure. Nou toe ek dit sien, toe begin ek te skrik ek. 'n Paar jaar terug, dis ek in Ankret, so toe baie klein gewees, so op pad van my sussie af in Sekunda en net daar voor Soweto, Lenasia, gaan hierdie liggie ook aan vir my kar. En ek gee nie agte op nie want ek sê Here, as ek nou gaan stop, waar gaan ek stop? Ek kan nie naby Soweto stop nie want my kind is in die kar en ek druk deur en ek ry en volgende oomblik bars my kar se band. En dadelik toe hierdie ding nou hierdie week gebeur en dink ek in daai geval hoe paniekerig was ek, hoe bang was ek, hoe versigtig was ek want ek weet as my kind iets oorkom in die kar terwyl ek bestuur, sal ek myself nooit weer kan vergewe nie. Wat gaan ek doen dat ek met my kind veilig hou? En so sit ek nou en ek sê Here, nou weet ek is nou net so, weet nie of julle weet waar's Driefontein my nie. Maar ek ry net so verby Driefontein, so daar's nie sein op die pad nie. In my kop weet ek die naaste garage van my af is seker 10 km verder op die N12. En ek weet nie wat gaan ek doen nie. Here, moet ek omdraai huis toe want ek is seker 12, ek weet nie hoe ver is ons huis van daai afrit nie. Maar seker kom ons sê 'n goeie 10 km van daai kant af, né? 10. So nou moet ek besluit, gaan ek voortgaan tot ek by die N12 se garage kan kom of gaan ek huis toe gaan? Ek sê, okay, Here, U moet my nou deurdraai, so U moet my deurtrek, ek gaan dit maak. En net toe ek voor die garage is, maar nou bid ek die hele tyd, net voor ek op die snelweg kom, nou bid ek die hele tyd. En volgende oomblik toe ek net so voor die snelweg kom, dis dit asof die Heilige Gees my sê, draai hier regs, hier's 'n garage hier voor. En ek ry toe nou, en toe ek nou regs draai en ek gaan so in by Kloof Myn, toe besef toe onthou ek, maar hier is inderdaad 'n garage hierson.
En ek ry toe nou en ek kom by die volstasie. Nou hoop ek die volstasie is in 'n werkende toestand ook, want partykeer is mense al verby dat daar is niemand nie en dit is baie vroeg in die oggend. Ry toe nou so en toe en hierdie vriendelike jong man kom na my toe aangegaan. Hy sê, "Hoe kan ek jou help, mevrou?" Ek sê, "Jong, hier's 'n probleem met die band." En nou kyk ek terwyl ek met hom praat, kyk ek waar is die tire pressure goeders. Daai ding. En ek sien nou wat is en hy sê vir my, "Kom hier so, ek help jou gou-gou." En ek stop toe en hy sê vir my, "Nee, jy moet die kar se bande bietjie draai, jy moet bietjie vorentoe ry." Nou sit ek nog in die kar. Volgende oomblik spring hy daarop. Hy sê en hy het 'n ding uit die band uitgetrek. Hy sê vir my, "Mevrou, kyk wat kom uit jou band uit." En is net so 'n klein skroefie wat hy vir my uithaal. Net so klein dingetjie. Wat amper veroorsaak dat my kar se band bars en wat daar 'n moontlikheid was dat ek in 'n ongeluk is. En terwyl ek so praat met hierdie jong man en hy, jy weet, hy help my hier, so besef ek net daar en hierdie gedagtes kom by my op, maar hoeveel klein dingetjies is al wat ek toelaat, wat kan veroorsaak, dat my lewensvoertuig van die pad afgaan. Hoeveel van die goed is daar toelaat, wat ek oor myself gebring het, want ek weet God het 'n droom vir my lewe. Maar hoeveel van hierdie klein jakkelsies, en hoor wat sê Eiwin Hooglied, toe hy sê, die klein jakkelse, wat die wingerde verniel. Hy praat hier so en ek gaan sit en dink oor hierdie ding, ek sê, ja Here, hoeveel dinge is daar wat toelaat, wat hierdie wingerd, hierdie bediening wat ek het, my lewe, my huwelik, my verhoudings, my geestelike lewe, hoeveel dinge is daar wat ek toelaat, wat hierdie verhoudings, hierdie my menswees, kan kom verniel. As jy sien wat partykeer raak ons so vasgevang deur die klein dingetjies, dat ons nie agterkom hoeveel van 'n binding sit dit op ons lewens nie. Soms raak die klein goedjies wat ons gewoonlik probeer vermy, later so groot dat dit ons in ons hakskene kom byt soos jakkalse. My man hou baie daarvan om te gaan jakkalse skiet. En ek vra toe en ek het op 'n stadium met ek hierdie jakkalse baie jammer gekry. Want nou weet ons as partykeer kleintjies en hy sê vir my, maar hierdie jakkalse bring die grootste vernietiging onder die plaasboere se skape en hulle beeste. En daarom is dit nodig dat ons ook verbykyk oor die cuteness van die goed. En ons gaan in en ons vernietig daai jakkalse wat ons wingerde ook wil verniel. Daai jakkalse wat ons bediening wil verniel. Daai jakkalsies wat ons verhoudings en ons huwelike wil verniel. Daai jakkalsies wat dit waar die Here jou geplaas het, of jy nou voor 'n gemeente staan en preek, of jy nou pastoor is, of jy diaken is, of 'n ouderling, of hoof van wat ook al raad, en of jy 'n myner is, en of jy karre regmaak, wat ook al jou beroep is. Want net waar jy is, wil die Here jou gebruik. Amen. En hy wil jy's in daai plek hê. Maar God is 'n God van verhoudings. En hy wil jy sê jy moet bloei. Jy moet bot net daar waar jy is. Maar baie keer laat ons hierdie jakkalsies toe om juis dit wat bloei, wat in bot is, te kan bloei, het uitbloei dat dit sleg en lelik word. Ek sien terwyl ek in hierdie vers lees en ek gaan dink toe nou deur die loop van die week daar. Ek het eintlik eers gedink ek wil iets anders te voorberei vir u, maar Vrydag toe praat ek met 'n oom en hy sê vir my, "Nooi, dis 'n ou oom wat daar saam met ons werk en ag, die oom is net 'n praat." Hy sê my, "Ou nooitjie, daai klein jakkalsies weet ek moet ek ook teen bid want ek het die boodskap gedeel met hulle." En toe hy met my praat, toe sê ek, dit is die boodskap wat ek aan iemand bring vanoggend. En so daai klein jakkalsies is gewoonlik die goed wat 'n vrugbare wingerd kom verniel. Ek sien hoe hierdie klein jakkalsies praat van die klein
die oënskynlike probleme, die onbeduidende probleme, as ons dit nie betyds hanteer nie, kom vernietig dit alles wat ons het. Dit is daai klein jakkalsies wat homself kom verbloem as 'n vriend. Dis daai klein jakkalsies wat homself kom verbloem as 'n deur wat oopgemaak is. Partykeer wil ons hom vertroetel. Partykeer dan is dit hierdie irritasie tussen my en my man wat ons nie dadelik hanteer nie. Partykeer is dit hierdie klein goedjies wat ons normaalweg nooit sou oorsien het nie, wat skielik kom en dan ek het nie lus om hiermee te deel nie. Ek het nie lus om dit te hanteer nie. Ek het nie tyd om nou te sit en top oor 'n ding nie. Partykeer probeer ons weghardloop van ons probleme en ons sit dit eenkant in 'n hoekie. Maar dit is soos 'n pleister wat ons op 'n sweer sit. Dit in plaas van om daai wond binnekant, diep binnekant te kom behandel, plak ons net 'n pleistertjie oor. En dan op 'n stadium, dan val hierdie pleister af en hierdie sweer bars oop. En dit kom vergiftig alles binne my. En dis presies wat gebeur as ons nie hierdie jakkalse behandel nie. As ons nie hierdie klein jakkalsies dadelik hanteer nie. Want wat is die grootste probleem? Ek het 'n klomp goeders hier voorberei, maar vandag sou hierdie ding wat met my praat. Wat is daai klein goedjies wat ek toelaat? Is dit 'n dood van iemand? Wat ek net sê, ek gaan dit nie hanteer nie, ek het nie tyd nie. Is dit daai plek wat iemand my verneder het? Of daai plek wat iemand net verby my kyk en oor my kyk? Het dit dalk geword dat daar sonde in my lewe is? Want kom ons erken dit, ons lewe in 'n samelewing wat goed net aanvaarbaar geraak het vir mensdom. Is ek nog op daai plek wat ek regtig kan sê, nee, maak nie saak wat nie. Maak nie saak wat my man of my vrou sê nie. Ek staan op vir dit wat reg is. Maak nie saak wat die regering vir my voorskryf nie. As dit teen my beginsels is, as dit teen die woord van God is, staan ek op en ek sê nee. Hoeveel van daai goed is daar wat ons toelaat, wat tussen ons verhoudings kom? Tussen ons families, ons vriende, maar nie net dit nie, tussen ons en God. Weet want hy praat in die woord, hy sê, dit het ek teen jou. Ek wil dit vir jou lees. Ek gaan nou, skiep nou baie van hierdie goeders hierso. In Openbaring praat hy daarvan, hy sê, dit het ek teen jou hierso. Openbaring 2 vers 4 tot 5, hy sê, maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Maar hoe wat sê, hy sê, onthou dan, waarvandaan jy uitgeval het. Toe ek hierdie skrifgedeelte lees, besef ek, Here, maar ons kom uit 'n plek uit, waar ons weet, daar is nie 'n ding wat ons kompromie met die wêreld aangaan nie. Daar's 'n plek wat ons moet kom besef, dat verkeerd is verkeerd en reg is reg. Daar's, ek dink dit is die vrou se naam is nie Michelangelo die skildery nie, maar ek kan nie onthou wat dit weet of van is Angelo. En sy sê, verkeerd is verkeerd, al doen almal dit. Maar reg, bly reg, al doen niemand dit nie. En dit is juist daai ding wat die Here kom eer. Want hy wil hê ons moet hom weer vind as ons eerste liefde, terwyl ons deel met hierdie klein jakkalsies wat ons in die akskinne wil kom byt. Weet nou, God is 'n God van verhoudinge. Maar wat is die eerste plek waar die Satan kom aanval? Is ons verhoudinge. Want hy weet as ek en my man nie op 'n plek is, wat ons reg in verhouding met mekaar staan, en reg in verhouding met God is nie, wat is die eerste plek waar ek gaan val? Want ek maak daai deure oop vir vrees in my lewe.
So omdat ek nou skielik bang is, ek verloor hierdie persoon in my lewe. Of dit nou my man of my vrou of my kind is, of dit vriende is, of dit my kollegas by die werk is, omdat ek bang is ek word verwerp, dan aanvaar ek nou maar net te ding. Maar het 'n tyd geword dat ons op daai plek kom, wat ons gaan deel met daai klein goedjies wat seer gemaak het op 'n stadium, daai pleister gaan oopruk, en daai mercuriekram tot op die wortel van die probleem gaan gooi. Weet, ek nou net gesê, God is 'n God van verhoudings. Van reg aan die begin van die Bybel sien ek juis hierdie ding. God het gekom, want hy wil 'n verhouding hê met elkeen van ons. Hy het nie net gesê, okay, ek het julle nou geskape, hier is julle uit in die wêreld, gaan doen wat julle moet doen, gaan vermenigvuldig, en lewe soos wat julle lewe, en neem beheer oor die wêreld. Nee, God het gekom, hy was, met Adam en Eva was hy daar by hulle gewees, hy het saam met hulle geloop. Hy het 'n verhouding met hulle gehad. En hierdie ding, as ons toelaat dat hierdie sonde tussen ons en God kom, en dinge net vir ons aanvaarbaar raak, dan is dit soos 'n juk wat ons oor ons skouers trek. Dit is soos 'n skaamte wat ons oor ons trek. Want kyk wat gebeur met Kain en Abel, né? En selfs met Adam en Eva. Hulle loop in verhouding, maar die oomblik toe hulle begin toelaat dat daar verkeerde dinge kom, besef hulle maar, wat het ons gedoen? Ek staan in skaamte. Selfs met Kain en Abel. Daar was niks fout gewees. Sien jy, hulle die sondes van hulle ouers moes hulle ook voorbetaal. Maar hier kom hierdie twee boeties, en die Here sê vir hulle, gaan gee offer. Abel kom en hy sê, ek gaan nie net 10% gee van, of 'n tiende gee van dit wat ek moet offer nie. Ek gaan nie net die klomp oorblyfsels bring nie. Maar hy sê, ek kom met alles wat ek het. Ek bring my beste vir die Here. Sjoe. Nou hier kom Kain, en hy sien wat sy boetie doen. En kyk waar begin die sonde. Nie net deur hom hy gesê het, maar ek bring net die gewonde bokkies. Ek bring net 'n gedeelte van hierdie ding. Waar Abel gesê het, maar ek bring alles, ek gee meer. Kom Kain en hy sê, okay, maar ek sal net hierdie bietjie goedjies bring. En daar is op daai plek wat hy net halfhartig gee vir die Here. Halfhartig offer vir die Here. Dis daai eerste plek waar die sonde inkom. Van hier skielik begin hy jaloers raak, omdat hy nie bereid was om te offer nie. Julle, en hier is vir my nou weer 'n ander preek, en dis nie wat ek voorberei het, en ek wil vandag vir iemand kom sê. As ek in daai plek kom, wat ek ten volle voor die Here kan kom staan en sê, Here, hier is ek. Ek offer myself op vir U. Dit is ek nie dit in volle kom doen nie, en ek vertroetel daai klein dingetjies wat vir my lekker is. Ek hanteer dit nie. Dan kyk hoe begin die sondes inkom. Skielik begin jaloesie inkom. Skielik begin bitterheid inkom. Skielik begin haat inkom. En wat gebeur? Toe die Here vir hom gaan vra, maar Kain, wat het jy gemaak? Waar's jou broer? Toe sê, wat se broer? Ek is mos nie sy oppasser nie. En skielik begin hy vir die Here te lieg. So kyk hoe groot en groot en groot word hierdie ding. Kyk hoe groot word hierdie jakkals, want hy het nooit die klein jakkalsie uitgehaal nie. Julle, net so met ons geestelike lewens ook. Ons het nodig om daai intieme verhouding van ons met die Here weer te werk. Ons het nodig om op daai plek te kom waar ons hierdie klein jakkalsies hanteer. Dis tyd dat ek uit my gemaksone kan uitklim. Daai plek wat ek voel, ek hoef nie die goedjies te hanteer nie, want ek is gemaklik. Partykeer ek dink wil die Here regtig vir ons hê, en ek kan getuig tot van in my eie lewe, partykeer wil die Here ons regtig uit ons gemaksone uittrek,
sodat ons kan oop wees vir sy werking. Daar gebeur die laaste 2 weke gebeur daar iets met ons by my man se besigheid. En is al vir 'n paar jaar lank wat ons sê hierdie probleem moet hanteer word. Want ons besigheid behoort aan die Here. Maar vir te lank was ons in 'n plek van gemak gewees. Wat ons maar aanvaar het wat hierdie persoon doen aan ons, want ons kram jammer. Ons weet hy het 'n hele gesin wat afhanklik is van hom, so ons kan nie net plan maak met hierdie ou wat ons weet is besig met bedrog nie. Ons weet hierdie man is besig met sy Afrika tradisionele godsdiens en ons het nou gehoor hoe kom hierdie man en hy sê van sy vrou wat hierdie klomp mense gaan toer het, ons los dit. Vir hoeveel jaar los ons dit? En ons sien dat daar hierdie goeders gebeur wat heeltemal met ons bots, maar ons los dit want ons voel ons het hierdie man nodig. Ons het hom net nodig. En ek begin te bid so 'n paar weke terug. Ek weet Morney toe nou saam met my gebid. Maar 'n paar weke terug bid ek. Ek sê Here, U sê in die woord dat U is die lig. En U sê ook dat alles wat in die donker weggesteek gaan word, gaan in die lig uitkom. Want die Here sê, daar waar jy in die verborge dinge gedoen het, kom God en hy verhoog jou in die lig. Hy gee vir jou die eer wat jy toekom in die lig. Maar hier kom ek en ek gaan sê, Here, laat hierdie goed wat in die donker gebeur, uitkom in die lig. Here, ons voel jammer vir sy gesin, ons voel jammer vir die goeders wat gebeur. En eintlik het ons hom nodig, want as hierdie man nie meer daar is nie, dan is Morney alleen by die winkel. Maar so bid ons en daai middag gaan gebeur 'n ding. En ek sê net, dis nou of nooit meer, want ek vra vir die Here, ek vra Here, laat daar iets gebeur wat hierdie man net verwyder, laat dit nie ons is wat hom wegjaag nie. En dit klink miskien hard, maar daar's soveel dinge wat ek en Morney oor praat, wat daar seëninge van ons af weerhou word. Want ons laat toe, laat die verkeerde dinge gebeur. Onder dit wat die Here vir ons gegee het, die verantwoordelikheid wat die Here vir ons gegee het, wil ons kom vertroetel dit wat saak maak, want ons het dit nodig. Ons dink ons het dit nodig. Maar hier gebeur daar iets die middag en ons kom ek en Morney kom op 'n plek, nou moet ons 'n besluit maak. Gaan ons hierdie ou nou sê, dis nou klaar, maar dinge werk ook toe nou net so uit, soos getrou by die Here is, dinge werk toe nou net so uit, dat hierdie man net nie terugkom werk toe, en ek sê vir ek en Morney praat, ons sê, kyk hoe gaan die Here vir ons voorsien, daar waar ons bang was, ons gaan besigheid verloor, want hierdie man bring omtrent die meeste van ons besigheid in, praat ons en dan sê, kyk hoe gaan die Here nou the floodgate of heaven vir ons oopmaak. En dit is nou 2 weke wat hierdie man daar weg is. En ek kan absoluut vir jou sê, dit wat weggevat is, het die Here 7voudig vir ons begin teruggee. Jy sê, want partykeer is dit nodig om daai ding uit te ruk. Ruk daai wortels uit wat ons wil verniel, sodat ons op die plek kan kom. Kom ons kom uit daai gemaksone uit van, ek het hierdie persoon nodig, ek het dit nodig. Wat as ek hierdie persoon verloor? Wat as ek my werk verloor, omdat ek opstaan vir dit wat reg is? As hierdie my kind, maar dis my wil nie jou wil nie. Spreuke 4:23 sê, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Dit is tyd dat ons ontslae raak van my jakkalsies.
en ons harte weer begin bewaar. Dis tyd dat ons op 'n plek kom waar ons weer waaksaam kan wees. Waar die Here ons wat is die Afrikaanse woord? Waar die Here vir ons op daai oomblik sê, maar hier is verkeerd. Daai gees van onderskeiding. Ek en Ankrie praat so 'n paar weke terug. Sy sê vir my, mamma, ek voel net nie lekker oor hierdie kind nie. Ek voel nie gemaklik oor hierdie situasie nie. En net na dit, so 'n paar dae daarna gebeur dit en sy sê vir my, weet mamma wat het gebeur? En sy vertel my toe ek sê, het jy toe nou vriende gemaak met hierdie kind? Het jy begin dinge doen saam met haar? Sy sê, nee mamma, want ek het geweet hier is iets fout. Sy sê vir my, kyk, hoe gee die Here vir jou ook 'n gees van onderskeiding? Amen. Want dit is wat die Here wil hê. Ons moet nie so gemaklik raak met die sonde en die dinge van die wêreld dat ons net ons blend net in nie. Hy jy's daar waar die Here kom en hy gee ons 'n gees van onderskeiding. Hy sê, my kind, nie hier nie. Ek dink baie keer van die goeters wat gebeur in ons lewens, wat die slegte goed wat gebeur omdat ons nie ag slaan op die stem van die Here nie. Toe ek op daai pad ry net voor ek op die N12 kom en Heilige Gees kom wys vir my, draai hier regs, volg hierdie pad. As ek dit nie gedoen het nie en ek het verder langs die pad gaan staan, sou ek my eie lewe in gevaar gestel het. Maar net so wat ons hier by Stilfontein 'n probleem het met onwettige myners, het ons daar by ons waar ek werk net so groot probleme met onwettige myners en weet my kar kon laag gaan staan het. Daar waar net niks is nie. Maar omdat ek ingestel is op die stem van die Here, en toe hy vir my sê, gaan hier regs, hier is 'n plek net hier om te draai. Ek kon daai keuse gemaak het, of ek gaan links op die pad wat vir my bekend is, of ek kon regs gedraai het. Heeltemal van my pad af. Maar ek was ingestel op die stem van die Here, en miskien klink dit vir stupid, as ons daaroor praat, maar is hierdie klein dingetjies vir die Here vir my ook 'n les kom leer. En is dit nie nodig dat ons so moet wees in ons elke dag se lewe nie? As ek gaan kyk na Jesaja 30 vers 21 en dis 'n ding wat my kom vassteek het. Hy sê, jy sal 'n stem hoor, hier is die regte pad, loop hier langs. Net soos dat ek sensitief moes gewees het vir die stem van die Heilige Gees, is dit nodig as God vir my sê, maar gaan hierdie kant toe, dat ek daai kant toe gaan. En wanneer daai gees van onderskeiding vir my kom sê, maar Delaries, hierdie ding is nie aanvaarbaar nie, dat ek dadelik daarop agslaan. Dat ek eerder my verhouding met my man, eerder my verhouding met my gesin, eerder my verhouding met God moet vertroetel, as wat ek nie hanteer, of as wat ek net probeer om dit een kant te stoot wat regtig die irritasie is. En partykeer raak ons so geïrriteerd met mekaar. Partykeer raak ons net geïrriteerd met die lewe en almal wat saam langs ons pad kom moet daaronder skade ly. Dan sê, ek sê net wat ek wil. Maar as jy nie meer gelukkig is nie, ek gaan dit net vir jou sê, as jy nie meer gelukkig is waar jy is nie, skuif. Morney sê altyd vir my, skuif, jy's nie 'n boom nie, skuif, jy kan skuif. En miskien is dit wat ons ook nodig het om te doen. Dat in plaas van dat ons wortel skiet op 'n plek wat ons gemaklik raak. Dat ons beweeg na daai plek, uit ons gemaksone uit, waar God ons weer wil gebruik. Amen. Jesaja 55 vers 3 en ek wil dit graag vir julle lees in die Amplified Bible. Ek hoop nie julle gee om as ek gou Engels 'n vers gebruik nie. Dit is vir my so mooi gewees. En dit is vir my 'n ding wat by my ook kom vas staan. As ek sê, Here, maar hier is ek. Ja, Here, as U sê gaan hier links, dan wil ek daar links gaan.
En kom hy so in Jesaja 55 vers 3, hy sê, incline your ear to listen, to come to me. Hear so that your soul may live. Hoe awesome is dit? Here, laat my oor geneig wees na U. Maar Here, moenie net laat my oor geneig wees na U nie, laat my hoor en begin doen, sodat my siel kan lewe. Daar's niks so erg as om op 'n plek te wees wat jy voel jy is besig om dood te gaan. Maar jy is daar, nou moet jy daar moet wees. Ek wil vanoggend kom afsluit. Er is nog 'n hele paar goed wat ek voorberei het, maar ek gaan nie deur alles gaan nie. Ek voel regtig in my gees dat ons op daai plek moet kom wat ons net sê, Here, gee vir my ook verligte oë. Maak my ore, soos wat hier in Jesaja 55 staan, maak my ore oop om U stem te hoor. Gee vir my daai gees van onderskeiding. Al die klappe van my oë af. Here, kom trek my aan met die wapenrusting. En dis nie net 'n ding wat ons moet doen omdat ons voel dit is vir die samelewing wat van ons verwag nie. Ons staan in die kerk Sondag vir Sondag. En ek meen dit is 'n ding wat ek ook moes hanteer die laaste tyd van ek staan in die kerk, ek staan voor in die kerk en ek steek my hande op want en groot irritasie vir my man. Want ons staan in die kerk, ons steek ons hande op en ons sing, maar ons voel nie wat ons sing nie. Dit is net 'n lippetaal. Dit is net 'n ding wat ons oor en verby probeer kry, want dit is die tradisies waar ons is. Maar miskien het dit tyd geword om die heilige koeie van ons lewens, van tradisie, los te ruk. Want is daai tradisies, ek noem dit heilige koeie, né? Daai goeders wat ons probeer mooi poets en een kant sit, is dit nie die goeders wat ons begin van afgode maak nie. In plaas daarvan dat ons weer die hart van God gaan soek. In plaas daarvan dat ons daai klein jakkelsies uittrek wat ons in die hagskene wil kom byt, sodat my wingerd kan bot. Daai eerste gedeelte van Hooglied sê, hy sê, net ek my skrif aan hierson. Hy sê, in die skrif, hy sê, gaan vang daardie jakkelse. Gaan vang dit. Dit het tyd geword dat ons kom op daai plek, wat ons daai jakkelse gaan vang, en hulle vernietig. Amen. Miskien het dit tyd geword in jou eie huwelik ook. Dat jy op daai plek kom, wat jy daai klein jakkelsies, wat jou huwelik bedreig, te gaan vasvang. Meneer of mevrou, daai goed wat jy begin oorsien het, jy weet dis 'n probleem, my werk vat te veel van my tyd op. My kinders vat te veel van my tyd op. Ek is skuldig daaraan. Vir jare lank het ek my kind heel eerste geplaas. Is dit wat die Here van ons verwag in ons huwelike? My man moet eerste wees, nie my kind nie. Want weet jy wat gebeur? Sy het universiteit toe gegaan hierdie jaar. Ek dink ek was seker vir 'n paar maande lank. God het ek met niemand gedeel het nie. Wat het ek siek gevoel hier binnekant. Ek het nie geweet hoe ek het gaan doen nie. Want ek was bang om alleen te wees. Ek en my man het mekaar nie meer geken nie. Ons het niks gehad om vir mekaar te sê nie. En nou skielik weet ek, gaan ek hierdie kind vir die Here vir my gegee het. Sy gaan eenkant wees en ek weet hoe gaan ek dit hanteer nie. My kind is my hele lewe, sy is my hele lewe. Alles wat ek doen as ek geld het, dan gee ek dit vir my kind. Ek wil vir haar die beste gee. Ek laat myself, my man is ook so, ons laat onsself tekort kom om ons kind alles te kan gee. Miskien is ek bang, sê Here, as my kind uit die huis uit gaan, wat gaan ek doen? Ons het niks vir mekaar te sê nie. En dalk is dit nodig wat jy moet hoor, want ek het dit nie voorberei vandag nie.
Meneer en mevrou, dis tyd dat jy jou huweliksmaat weer eers te stel. Onder God natuurlik. God, my huweliksmaat en ek. Want dis daai gedred ding, as daar nie daai ketting is nie, het ons plek vir daai klein jakkalsies om in te kom. Selfde met jou werksplek, God, jy en jou werk. As God nie daar is nie, as jou verhouding met God nie daar is nie, kan jy 'n mynbestuurder wees, jy kan 'n operations manager wees, maar as God nie daar is nie, gaan daar een of ander jakkals inkom, wat jou wegruk. Ek wil afsluit met Efesiërs en ek het op my foon nogal gaan save. Efesiërs 1 en ek wil dit graag vir jou lees en hierdie is my gebed vir jou vanoggend. As jy oor wil toemaak, maak jy oor toe. Maar ek gaan hierdie gebed, soos wat Paulus gemaak het, gaan ek vanoggend oor jou lewe kom spreek. Ek dink aan julle in my gebede en ek vra dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie al die heerlikheid behoort, aan julle geestelike wysheid en insig sal gee, deurdat julle hom persoonlik sal ken. Ja Here, help ons dat ons U persoonlik sal ken, Here. Mag God jou hart so verlig, dat jy sal insien wat 'n wonderlike vooruitsig sy roeping oor jou lewe inhou. Mag jy insien hoe 'n ryk heerlikheid dit is, dat God sy mense vir hom as 'n erfdeel gekry. Here, dankie dat ek nie meer soos 'n weeskind bakkant voor toe kom staan nie, Here, maar omdat ek 'n gunsgenoot van U is, kan ek deel in die erfdeel. Dankie, Here. Mag jy sien hoe enorm groot die krag is van God, van hierdie God waarin jy glo. Dieselfde magtige sterkte was ook aan die werk toe God Christus Jesus uit die dode opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Mag jy Christus Jesus verhewe wees in jou lewe, sodat jy nie meer tyd het om die klein jakkalsies in jou lewe te vertroetel nie. Maar mag jy dit met 'n word en al gaan uitruk. Mag jy elkeen van daai klein jakkalsies gaan vang, sodat jou wingerde weer kan bloei. Sodat jou wingerde weer in bot kan staan. En in plaas van dat dit 'n plek van teerheid is, dat dit nou 'n plek van sterkte sal wees, omdat God daar is met jou. In die naam van Jesus. Amen. Ek hoop jy het ook vanoggend iets geleer wat ek moes geleer het deur hierdie skrifgedeelte. Miskien voel jy, maar dis woord, ek weet nie hoe jy hierdie woord gebring vanoggend nie. Maar hierdie was vir my 'n ding en ek glo as 'n ding vir my 'n les is, dan moet dit vir iemand anders ook 'n les wees. Ons gaan die nagmaal gebruik en ek wil, terwyl dit my boodskap ook deel is van ruk hierdie klein dingetjies uit, lees ek in 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23. Hy sê, in die nag nadat Jesus verraai is, die dag voor sy kruisiging, hy sê, kom die disippels bymekaar. En wat is die eerste ding wat Jesus doen? Jesus het geweet, môre gaan hierdie disippels van my verraai. Môre gaan hierdie mense vir wie ek gekom het, vir wie ek net 'n koning wil wees, hulle redder wil wees, môre gaan hierdie mense my kom doodmaak. Maar tog kom hy hierdie nag voor hy verraai.
En die eerste ding wat hy doen, vers 23, hy sê, vers 24, hy sê, en nadat hy gedank het, Jesus het kom dank, ten spyte van sy omstandighede. Hy het kom dankie sê, hy het kom lof bring aan God, ten spyte dat hy geweet het, hy gaan nou deur 'n krisis gaan. So kom ons vanoggend, so wat voordat ons hierdie brood gaan breek, wil ek jou kom nooi, kom bring dank vir Here. Kom sê vir hom dankie dat jy uit genade gered is. Want my boetie en sussie, as dit nie vir Jesus was nie, weet ek nie waar sou ek gewees het nie. Dit is net genade. Dit is nie geluk dat ek dit is wat ek is nie. Dit is, it's not just pure luck. Dit is die genade van God. En hy sê, nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my nagedagtenis. Doen dit soveel moontlik wanneer julle mekaar kom. Doen dit, breek die liggaam. En onthou dat dit hy is. Maar net nou hierdie skrifgedeelte kom en hy sê, maar moenie hierdie ding doen. Moenie die nagmaal vat. Op onwaardige wyse nie. En ek wil voordat ons die nagmaal gaan gebruik, wil ek jou nooi. As jy weet daar's nog hierdie klein jakkalse in jou lewe. Of dit nou onvergewensgesindheid is, of dit bitterheid is, of dit 'n seer is en 'n wrok wat jy teen iemand koester. Kom ons vat vanoggend net so 'n minuut. Ja, Here, ek wil regmaak. Ons sluit net die oë so en dan ek voel regtig op my hart dit is wat ons moet doen voor ons hierdie tafel gebruik. Here, ek kom vanoggend in die naam van Jesus en ek kom dra elke man en vrou en kind in hierdie gebou kom ek dra op my toe. Ja, Here, eerstens wil ons vir kom dankie sê vir die groot genade. Dankie Here dat soos wat ons nou vandag gehoor het van hierdie klein jakkalse wat ons moet vernietig want dit wil ons wingerde verwoes. Here, kom bid ek nou in die naam van Jesus, Here, dat U daai jakkalse namens ons sal verwyder. Here, as ek 'n ding teen my broer en my suster het vanoggend, bid ek dat U my sal vergewe. Here, ek wil kom vry spreek sodat ek kan vry wees in die naam van Jesus. Here, breek elke band wat oor ons gespreek is, elke vloek wat teen ons gespreek is, kom bind ons af in die naam van Jesus. Here, al gaan daai seer nie dadelik weg nie. Here, weet ek dat ek kan sien vir die dag van môre, want U is reeds daar. Here, dankie dat al is daai bekommernis, daai probleem wat ek môre by die werk moet gaan hanteer. Here, dankie dat ek weet ek kan sien daarvoor. Here, want U wil my na 'n hoër plek toe vat. Here, in Sefanja 3 sê U dit dat ek uitgehaal sal word, Here. Daai mense wat eens op 'n tyd neergekyk het aan my toe. Het U gesê, U sal my lof en eer gee voor daardie mense, Here, sodat my goeie naam terug kan kom. Dankie Here dat ek weet U verlos. Dankie dat U genadig is, Here. Dankie dat ons nou net na U toe kan kom en sê, Here, vergewe ons vir enige iets wat nog tussen ons en U mag staan. Here, as ons hierdie brood breek, dat ons dit op 'n waardige manier sal breek. Here, dat ons dit kan neem, want ons weet dat U is God en ons nie. Here, want deur U liggaam het daar vir ons genesing gekom. Ja, Here, en soos wat ek vanoggend kom, en ek wil my boetie en my sussie kom bedien, Here, en ek maak dit oop, Here, as ek dit breek, Here, bid ek, dat ek nie meer gebreek sal wees nie. Maar laat U brood sal kom, Here. Laat dit 'n brood sal wees wat veroorsaak dat ek nooit meer honger sal wees nie. Here, brood
van lewe. In die naam van Jesus. Ek wil jou nooi vanoggend, kom haal vir jou 'n broodjie. Die woord van die Here ook sê, en laat ons dit op so 'n manier doen dat ons wag vir mekaar. So kom breek vir jou broodjie, en soos wat jy dit kon doen, moet dit nie doen soos wat jy dit altyd gedoen het nie. Ons doen dit nie net uit tradisie uit, want dit is dan wat van ons as Pinkstermense verwag word nie. Maar soos wat jy vorentoe kom en jy wil hierdie broodjie kom breek, jy wil vir jou 'n stukkie brood kom vat, wil ek jou nooi, op pad hier vorentoe. Sien jouself wat jy op daai pad van Golgotha loop. Wat jy alles wat uit jou menslikheid uitkom, Heer, net kom sê, Here, hier's ek. Ek is vol sonde. Maar ek is niks nie, Here. Dis net deur genade wat ek gered is. Kom kan maar vir ons opsit daar. Dis welkom om vir jou 'n broodjie te kom vat. En as jy klaar is, gaan na jou sitplek toe en dan wag ons vir mekaar. Dankie, Jesus. Ja, Here, jy is groot en jy is magtig. Dankie, Jesus. Dankie, Vader, laat ons net hier voor U kan staan vandag. Dankie dat ons die voorreg het om van die brood van ewige lewe te kan eet, Here. Dankie, Here, dat U ons vrymaak, sodat ons die brood en die wyn geniet, Here. Dankie dat ons weet dat U vir ons strome van lewende water, soos wat U die wyn vir ons gebreek het, Here, en die bloed ons kom vrymaak het en ons sonde skoon gewas het, Here. Dankie dat ons dit kan drink, Vader, en strome van lewende water uit ons binnekant uitvloei. Dankie, Here, laat daai strome, laat daai brood wat daai U liggaam wat gebreek is, Here, en die bloed wat gevloei het vir ons, Here, kom en dit vul al die krake van ons lewens. Dankie dat U ons vrymaak. Dankie, Here, dat ons voor U kan staan
sonder skuld. In die naam van Jesus. Dankie.